Korintiërs 5 vers 16 tot 18 is 'n baie bekende skrif. Hy sê, for the love of Christ controls and urges us, because we are of the opinion and conviction that if one died for all, then all died. En dan sê hy, and he died for all, so verwysend as hy gesterf het vir ons, en ons het gesterf in hom, dan is ons dood, die ou mens leef nie meer, en jy sal sien die konteks. And he died for all, so that all those who live might live no longer to and for themselves. Luister. And he died for all, so that all those who live, met ander woorde, die wat nou in Christus is, jy leef nie meer vir jouself nie. Om vir jouself te leef is selfsugtig. Dis 'n selfsugtig en is egosentries wanneer jy net vir jouself wil leef. Want dit gaan oor jou willetjie en jou maniertjies en jou opinie en jou wat ook al. En hy sê hierso, but to and for him who died and was raised again for their sakes. Dan vers 16 sê hy, consequently, oor hierdie ding dat Jesus het vir ons gesterf, en dat as ons in hom is, het ons ook gesterf, sê hy, as gevolg daarvan, from now on. Nou sê hy, from now on we estimate and regard no one from a purely human point of view. So wanneer ek na jou kyk, al het jy baie geite en stories en plannetjies en voetwerk, omdat jy in Christus is, het ek 'n ander view van jou. Ek het 'n ander perspektief oor jou. En omdat ek daai perspektief het, kan ek geduldig wees. Omdat ek daai perspektief het, kan ek vir jou bid. Omdat ek daai perspektief het, omdat ek weet jy is in Jesus en Jesus het vir jou gesterf, verander dit heeltemal my persepsie oor jou. En daarom kan ons dinge toelaat, want Jesus vertrou, hy het ook geduld met my, en hy het geduld met jou, en daarom moet ons geduldig wees met mekaar. Amen. Hy sê, so met ander woorde, hy sê, van nou af, kyk ons mekaar nie meer na die vlees nie. Ons kyk nie meer na jou pedigree in die vlees nie. Van waar jy het 'n verlede, jy het 'n history, maar as leierskap en as Jesus self, hy kyk na ons met nuwe oë. Hy sê, no, even though we once did estimate Christ from a human viewpoint and as a man. So met ander woorde, ons weet Jesus was 'n man, ons weet hy's gebore uit Maria uit, maar nou dat hy die verreëse heiland is, omdat hy gekruisig is, neergedaal het en opgestaan het, kyk ons ook nie meer na hom as net 'n joetjie nie. Want hy is nie meer 'n joetjie nie. As jy met my, hy sê as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Met ander woorde in Galasiërs sê, daar in Christus is daar geen Jood of Griek of vryman of slaaf nie. Jesus was 'n joetjie in die vleis, maar Jesus is nie meer in die vleis nie. Jesus is nou die verreëse heiland, en daarom kyk ons ook nie meer na hom as 'n joetjie nie. Ons kyk na hom as die koning van die konings, ons kyk na hom as die Here van die Here, ons kyk na hom as die hoogste autoriteit van die kerk. Amen. En nou sê hy, yet now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. Nou dat ons weet wie hy is, van nou af kyk ons nie meer na Jesus as die een wat in die stof gewandel het nie. En vir die van julle wat wonder of wat dit hoor, Jesus was nie vermoor nie. Jesus was nie vermoor nie. Jesus het sy lewe afgelê. Hy het gesê, hierdie autoriteit, hierdie gesag is aan my gegee, dat niemand sal my lewe van my neem nie. Hy het die gesag om sy lewe neer te lê. Met ander woorde, die Jode het hom nie vermoor nie. Hulle was net instrumente in God se wil en plan, dat die profeseë vervul moes word, maar Jesus het sy lewe afgelê. Dis nie geneem nie. OK?
En nou, hy sê, nou dit was vers 16. Hy sê consequently from now on. So van nou af kyk ons mekaar nie meer na die vlees nie. Ons kyk ook nie na Jesus volgens die vlees nie. Ons kyk na mekaar nie meer van 'n human point of view nie. Maar ons kyk na mekaar van 'n geestelike punt af. En daarom as 'n leier, as 'n herder, 'n pastor, 'n profet, 'n apostel, omdat ons gaan, want in hierdie huis is daar apostoliese, profetiese salwing, en ek is ook 'n herder. As ek na jou lewe kyk en ek kyk na jou, dan sien ek jou van hierdie perspektief af. Ek sien die potensiaal, ek sien die roeping, ek sien die salwing, maar ek sien ook jou moeilikheid. Ek is nie blind vir jou moeilikheid nie, ek is nie blind vir jou geite en jou grille en jou goeie nie, maar dis waar die patience inkom, dis waar die sagmoedigheid inkom, en dis hoekom ek dink Church Arise is 'n plek waar jy regtig kan ontwikkel as leier en ook en jou bediening kan ontwikkel, want hier is nie kompetisie, hier is nie veronderstel om kompetisie te wees onder mekaar nie. Ons is nie besig om te kompeteer vir die platform nie, ons is nie besig om te kompeteer vir posisies nie. En dis hoekom as ons verstaan van gesag, dan submit ons aan hom elkeen. En daarom sê hy, wanneer ons na mekaar kyk, en dan is dit jou besluit, of jy deur hierdie liggaam geslyp wil word, en of jy in hierdie liggaam gaan werk en ontwikkel, dis op die ou end is dit jou keuse. Daai keuse kan ek nie vir jou maak nie, behalwe as ek en jy 'n woord het dat jy in Church Arise behoort. En so het ons vir Martin en Charmaine al baie gevat, en hulle mooi geskaaf, en het ons gedink, Here Jesus, hulle gaan nooit weer terugkom nie. En hier is hulle nog steeds. En so met leiers, wanneer ek hulle geskaaf het en gesê het, hierdie werk, gaan nie werk nie, dan, en hulle submit tot die woord van die Here, tot die roeping van die Here, dan word die karakters gevorm, en dan word ons groot. Van ons wil weghardloop, wanneer dinge bietjie taai raak, en wanneer jy vasgevat word, dan wil ons nou weghardloop, maar kan Tannie Elma of Elma vir jou sê, jy gaan dieselfde les weer skryf. Jy gaan hom nou net by 'n ander plek skryf, maar jy gaan hom skryf tot jy hom deurkom, wat sê jy? Ja, jy gaan hom en jy gaan hom weer en jy gaan hom weer totdat jy, want die Here sal jou nie los met daai geit nie, want daai moet geskaaf word, want hy wil jou in sy koning, hy wil jou toevertrou, en hy wil jou vertrou met sy liggaam. En hy kan jou nie vertrou met mense as daai ding nog in jou is nie. En dan kom vers 17, hy sê, Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. So hierdie is die waarheid. Die realiteit kan wees, daar kan nog van die ou vruggies nog sit in jou lewe. Daar's nog dalk van ou Elma in sekere aspekte van my lewe, maar omdat ek ingeënt is in Christus, ek is in die ware wynstok, is die wortel wat daai vrug voed, is afgekap. Die wortel wat die geite voer, is afgekap, is net ek wat dit krag gee. Dis nie my natuur meer nie. Dit is my denke, my persepsies, my idees, en ook my hardnekkigheid, my hardkoppigheid, my trots, my eie geregtigheid, my egosent, wat hierdie goedjies nog plek gee. Maar die wortel is af, want ek is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Jy kan nie twee wortelsisteme hê nie. Jy's of in Christus of jy's in sonde. Maar jy kan in Christus wees met geite. En daai geite is omdat jy nie jou denke vernuwe nie. Dis omdat jy nog steeds vasklou in die verlede, is nog steeds omdat jy plek gee aan ou dinge wat nie meer hoort nie. En daarom sê hy, but all things are from God.
Hierdie nuwe van nou af is in hom. Hy is die initieerder van nou af. Hy is die outeur van nou af. Van nou af kyk ons mekaar nie meer na die vlees nie, maar na die gees. Ons kyk ook na Christus, na die gees. Ons kyk mekaar en besef ook myself, ek moet ook na myself kyk as 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Ek kan nie verskoning maak vir my verkeerde optredes nie, want die wortel is afgekap. Ek kan nie meer sê ja, aartjie na sy vaartjie nie. Daai ding werk nie meer nie. Ek kan nie meer vir jou sê ja, dis jou skuld en is jou skuld en is jou skuld nie. Ek moet verantwoordelikheid neem vir daai vrugte van die ou Elma wat nog in my lewe vassit of my mindsets en ek moet dit met dit werk. So van nou af Elma, jy kan nie meer verskoning maak nie, want met die doop, dis hoekom die krag van die doop, die betekenis van die doop is dat toe jy die doop van die bekering jy het gesterf saam met hom. Wie het gesterf? Elma, ou Elma het gesterf. Jy het saam met hom in die graf ingegaan en jy het opgestaan saam met hom uit die graf uit en jy het opgevaar, so daai nuwe Elma het saam opgestaan en ek moet van nou af is dit nuwe Elma. Ek kan nie Elma gaan opwek en vir haar sê, sis, kom, vat hom. Jy weet, vat hom nie, jy weet. En dit is wat ons doen, ons wil die dooie opwek, 'n natuur, 'n persoonlikheid, 'n manier, wil ons gaan opwek en sê, vat hom, of vat haar. En so van nou af, moet jy geloof hê in die nuwe skepping. Jy moet geloof hê in dit wat die Here in jou lewe gedoen het. En die grootste vraag is, jy kan vir my sê, ja, maar ek is dit en ek is dit en ek doen dit en dit is wie ek is en dan sal ek vir jou vra, okay, is jy gelowig? Ja. Het jy Jesus aangeneem as jou herder en jou saligmaker en jou koning? Ja. Dan my vraag aan jou is, wie is jy in hom? Want jou identiteit lê nie meer in die graf nie. Die identiteit lê nou in Jesus. Tussen 30 en 32 keer in Efesiërs alleen word daar verwys na in Christus, in Christus, in Christus. So wie is jy in Christus? Dis jou identiteit. Nie jou van nie, nie jou naam nie, nie jou verlede nie, nie jou persoonlikheid nie, niks van daai is jou identiteit nie. Jou identiteit is in Christus en ek en jy moet ontdek wie ons is. Van nou af, wie is ek in Jesus Christus? En dan sê hy, but all things are from God, who through Jesus Christ reconciled us to himself. He received us into favor and brought us into harmony with himself and gave to us the ministry of reconciliation, that by word and deed we might aim to bring others into harmony with him. En dit is hoekom ons, daar kan nie ondermyning wees in 'n gemeente nie. Daar kan nie iets wees wat, daar kan nie twee visies wees nie. Amen. Daar kan nie twee visies wees nie. En dis hoekom Church Connect en Church Arise kon nie saam smelt nie, want is twee visies. Church Arise en dit wat Susanne hulle op hulle harte het, kan nie saam smelt nie. En as daar enige iemand anders in Church Arise is met 'n ander visie, is dat dit gaan nie werk nie. Dit werk nie om twee visies te hê nie. En dan sê hy, en hiermee sluit ek af, hy sê, in hierdie skrif is die skuif van hoe gelowiges na ander en na Christus kyk. Van nou af kyk ons anders na mekaar. En ons breek weg van 'n wêreldse perspektief af na 'n geestelike perspektief. En ons judgment of ons oordeel is nie meer volgens die standaarde van die vleis nie, maar ons oordeel of onderskeiding is, ek sien wie jy is, ek sien jou potensiaal, ek sien wat die Here op jou lewe gesit het, ek respekteer dit en ek eer dit, maar ons doel is, in hierdie stadium en fase van ons lewe as leierskap, is ook om inspraak te gee, om vir jou te sê,
Pas op vir hierdie ding. Pas op vir hierdie ding in jou karakter, pas op vir hierdie ding in die manier hoe jy dink, pas op vir hierdie ding in hoe jy operate en pas op vir 'n ander gees wat dalk by jou wil kom steel of wat jou wil kom beïnvloed sodat jy 'n ding in die gemeente kom veroorsaak. Amen. Die ander vers wat ek vir julle gaan gee is Galasiërs. Dis basies dieselfde konsep. Galasiërs 6, hy sê for neither is circumcision now of any importance nor uncircumcision, but only a new creation. Paulus sê, dit gaan nie of jy die wet onderhou of jy besny is en of jy nie besny is nie. Dit gaan nie of jy jou kop toemaak as jy bid en of jy nie vark eet en vark eet nie. Hy sê wat nou belangrik is die nuwe skepping. Is jy in Christus of is jy nie? Is jy in die ware wynstok of is jy nog in die vye boom? Dis die belangrikste. Hy sê wat nou belangrik is die nuwe skepping. The result of a new birth and a new nature in Christ. Jy sien, baie van ons wil die nuwe natuur leef, maar met 'n ou kop. Ou manier van dink, ou manier van kyk, ou manier van, en ons hou vas aan die kop dinge. En dis waar, ek het laas gesê, dis waar die oorlog vandaan kom. Die war within is nie die duiwel nie, ek het vir julle laas gesê, die duiwel is nie alomteenwoordig nie. Is baie belangrik. God is alomteenwoordig. So met ander woorde, ek het jou gesê, as jy sê die duiwel val jou aan, hou hom besig, want dan is hy nie by my nie. Want hy kan nie op twee plekke gelyk wees nie. So ons skryf baie goed toe aan die duiwel, maar dis ons vleis. Dis ons ou kop, ons ou manier van dink. En ons gaan konstante konflik hê tussen, ja, daar is wapens wat gesmee word, maar die woord beloof ons, hulle sal nie suksesvol wees nie. So, vra liewers toe vir die Here, is dit ek, of is dit 'n wapen? Ok, moenie net aanneem nie, moenie alles die duiwel se skuld gee nie. Die duiwel het nie die drankbottel in jou hand gesit nie. Jy het hom opgetel. Jy het daai pil gesluk, jy het daai woord gesê, jy het dit gesê en dit gedoen, nie die duiwel nie. Jy kan nie sê, die duiwel het my maak doen, niks, hy maak jou niks nie, hy plant 'n saadjie en dan groei daai saadjie en dan maak jy. Amen. So met ander woorde, hy sê, wat nou belangrik is, peace and mercy be upon all who walk by this rule. Gaan dit weer sê. Sê saam met my van nou af. Hierdie kant, van nou af. Van nou af. Paulus sê, dit is nie wat jy buite doen, want besnydenis is iets wat jy aan jouself doen. So met ander woorde, niks van buite af is belangrik, in die sin van hoe jy aantrek, of jy nou besny of nie besny nie, en of jy wat doen nie. Wat nou belangrik is die nuwe natuur. Hier, is jy in Christus? Hy sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygaan, daar is nog 'n paar goedjies, maar ons sal met hulle werk. Hy sê, die ou dinge het verbygegaan, so met ander woorde, dit wat gevrek het saam met Jesus, is dood. Die liste, die behoeftes, die idees, die wêreldse planne, die wêreldse begeertes is dood. Is veronderstel om dood te wees. As daai ietsiekie nog opklim, onthou die wortel is af. Dit het nie krag nie, jy gee dit krag. Okay? So Paulus sê, dis nie die uiterlike goedjies nie, hy sê, dit is, wat nou belangrik is van nou af, is dat ons, wat is jou natuur, wie is jy in Christus? En dan sê hy, hierdie is as gevolg van ons nuwe geboorte, die Johannes 3, dat iemand moet weergebore word. En dan sê hy, vrede en barmhartigheid, peace and mercy be upon all who walk by this rule. Peace and mercy upon all who walk by this rule. What rule? The rule of the new nature. Come on. Sê saam met my van nou af. Van nou af. Elmaatjie, sê jou naam. Van nou af. Waar volgens loop ek?
Want onthou ek het gesê, van nou af soos 'n shift, né? Iets het geskuif. Iets in my persepsie het geskuif, iets in die omstandighede het geskuif, dat dinge het verander, dit kondig 'n nuwe era aan, dit kondig 'n nuwe tydperk aan, so van nou af, geliefdes, loop ons volgens 'n ander beginsel. Wat is hierdie beginsel, Elma? Hierdie beginsel is die beginsel van die krag van die nuwe natuur in Christus. En daarom kyk ons nie meer na mekaar, na die vlees nie, ons kyk mekaar na die gees. Maar as jou vleeskop uitsteek, dan gaan ons met dit werk. En ons gaan dit adresseer, want daai vleis het nie meer reg in jou lewe nie. Want die wortel, die ding, die krag toevoer, is afgekap. So, jy moet besluit, gaan jy so wil deurgaan in jou lewe, en vir alles 'n verskoning vind, en vir almal altyd ander mense die blame gee en sê, hulle skuld, of gaan jy verantwoordelikheid en sê, okay, van nou af, die beginsel waar volgens ek leef volgens die nuwe natuur in Christus. En daarom moet jy uitvind, wat is die nuwe natuur? En hy sê, from now on, en Paulus kom nou sê hy, nou gebruik hy daai weer, so van nou af, let no person trouble me, by making it necessary for me to vindicate my apostolic authority and the divine truth of my gospel. For I bear on my body the brand marks of the Lord Jesus, the wounds, the scars, and other outward evidence of persecutions. These testify to his ownership of me. Met ander woord, Paulus sê, ek hoef my nie te verdedig teenoor julle nie. Ek hoef nie my autoriteit in Church Arise te verdedig nie. Ek sê vir julle, dit is so, want ek dra die letsels. Ons dra die letsels van die pad wat ons geloop het om hier te kan staan. Hy sê, en ek gaan geen mens toelaat om my moeilikheid te gee nie. So met ander woorde, of jy submit tot die authority in Church Arise, of jy gaan soek vir jou ander plek. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar as ons submit, dan werk ons saam met dit wat God te doen het. En dan sê hy, the grace, the spiritual favor, the blessing of our Lord Jesus Christ, be with you, spirit. Be with your spirit, brethren. Amen, so be it. So van nou af, geliefdes, maak daai besluit. Ek wil hê jy moet hierdie week gaan skryf daar van nou af. Van nou af, Sonet, en jy skryf. Van nou af, Annette. Van nou af, Johan. Van nou af, Lente. Van nou af, wat van nou af? Die ding is, baie van ons wil van buite af verander. Ons wil en baie gemeentes en bedieninge werk met gedragsverandering. Maar gedragsverandering hou net 'n rukkie. Maar as jy van binne af verander, dan verander jy. En Paulus en kom sê in Korintiërs vanoggend en in Galasiërs, hy sê, daar's 'n ander beginsel, daar's 'n ander wet, daar is 'n ander law in operation. Wat is dit? Daar's 'n nuwe natuur. En saam met 'n nuwe natuur kom 'n nuwe taal, kom 'n nuwe denkwyse, kom 'n nuwe optrede, kom nuwe gewoontes, kom nuwe identiteit. Want onthou, daar is nie iets soos jy in Jesus nie. Daar's nie iets daar buite soos ons. Dis 'n nuwe skepping. Dis 'n nuwe skepping. Dis 'n nuwe skepping. Dis nie 'n extreme makeover nie. Dis nie iets wat daar was en jy het dit gerevamp nie. Dis 'n nuwe skepping. Dit was nie voorheen nie. Daar sal ook nie iets wees hierna nie. So daar's nie iets waarmee jy dit kan vergelyk in die wêreld nie, want daar is nie so iets in die wêreld nie.
Jy's 'n nuwe skepping, net in een plek, in Christus. En nou moet ons ontdek, wie is ons in daai natuur. Amen. En dis waarmee julle 'n bietjie gaan journey. Vir julle wat luister ook, dis waarmee julle gaan journey hierdie week. Skryf daarbo van nou af. Van nou af. Is die manier hoe jy praat, is dit goed? Die manier hoe jy dink, is dit tyd dalk om te verander? Die manier hoe jy optree, jou persepsies. Die feit dat jy ander mense skuld gee, dat jy nie verantwoordelikheid neem nie. Die feit dat jy van nou af maak 'n besluit.